sê, die wat ek nie gegroet het nie, die intydsspanne, goeiemôre. Wie het ek nie gegroet nie? Ek hoop ek het almal gegroet, good morning. Ek is nie ongeskik nie, net so 'n bietjie aandag op leibaar. Baie welkom vanoggend hier, dis lekker om almal hier te hê. Ek sien hulle net nou ordentlik groet en tot groet vir hallo en groet vir Kobaai by die deur. So julle sal nou vanoggend hier so 'n interessante ding sien, ons is hier besig om 'n bietjie te eksperimenteer. Ons wil graag ons dienste opneem en ons wil dit op ons kerk se Facebookblad sit, dat mense kan deel in dit. So as jy dit sien op die Facebookblad, gaan deel dit, gaan share dit, gaan kyk na dit as jy miskien iets gemis het of iets weer wil hoor of dalk nie in die diens, ek gee nie toestemming om by die huis te bly en kerk by die huis te kyk. Jy het nie daai toestemming nie, hoor? So, maar as jy dalk 'n diens gemis het vir 'n goeie rede, kan jy hom gaan vang op die Facebookblad. So ons eksperimenteer op hierdie stadium nog so 'n bietjie met klankkwaliteit en videokwaliteit. So hierdie is 'n trial and error ding. So ons is besig om te kyk waar ons dit kan bietjie verbeter, kan verander. Dis net goed. So op so 'n manier dra ons ook die woord uit, ons dra ook die evangelie uit. En elkeen van ons wat hierso sit, ons kan dit weer en weer gaan luister. Goed, so vanoggend wil ek graag 'n ding met julle deel. En ek dink, hierdie is 'n ding waarin ons almal so skuldig is. Skus, daai deur gaan nie vir my werk daar agter nie. Thank you. Net daai deur vir ons rustig hou. Goed, so vanoggend wil ek graag 'n ding met julle deel. En hierdie is 'n ding waarmee ons almal sukkel. En hierdie gedeelte kom uit Galasiërs 1 uit. En is Paulus aan die woord. So jy gaan na Galasiërs 1, myne het myne van een van die rede uitgegooi. Galasiërs 1, en ek gaan vir jou sê van wat 'n vers. So as jy 'n Bybel hier het, gaan vir my na Galasiërs 1 toe. Van vers 6. So ons lees vanoggend uit Galasiërs 1 van vers 6. En hierdie is vir my, toe ek nou gaan voorberei het, so tussen die warboel en die gejaag en alles deur, het ek hierdie gedeelte, het vir my so baie beteken. So, ek wil dit graag vanoggend met jou deel. En ek wil graag hê ons moet vanoggend gesels oor die sin waarin hierdie afspeel. So ek wil eers hê ons moet gesels, ons moet eers lees uit die woord uit. Ek lees uit die 33-53 vertaling, Galasiërs 1 van vers 6. En is Paulus hier aan die woord. En hy sê so, ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe. Kom ons staan gou vinnig vir 'n oomblik stil. Watter ander evangelie praat hy hiervan? Voordat ons verder gaan, kom ons klaar dit gou vinnig uit. Watter ander evangelie praat hy hiervan? Onthou, daar is net een evangelie, so hoe praat hy nou van 'n ander evangelie? Goed, so hy verwys eintlik spottend na dwaalleringe. So daar's een ware evangelie, en dis die evangelie van Jesus Christus. So wanneer Paulus hier verwys na 'n ander evangelie, toe verwys hy eintlik na die dwaallering en die valse leringe en daai tipe goed wat rondgeloop het in die dag waarin hierdie brief dan nou geskryf is. Want onthou, daardie tyd was 'n tyd gewees waar wel vandag interessant genoeg is ook maar baie dingetjies wat rondloop. So daar was net soos vandag, was daar net soveel goedjies wat rondgeloop het en hierdie mense is veronderstel om van beter te geweet het. Right? So hierdie ouens moes van beter geweet het. Paulus het na hulle toe gekom, uit die evangelie met hulle gedeel, hulle het dit aanvaar, hulle het 'n kerk gestig en so meer, 'n Christelike kerk gestig en iewers op stadium het hulle iets anders, 'n ander lering gehoor en hulle het dit net so gevat. En Paulus kom en hy sê vir hulle, ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe. So hy sê, ek kan nie verstaan hoe is dit dat julle nou ewe skielik 'n ander storie wil vat as julle Christus ervaar het, as julle die Heilige Gees ervaar het, as julle weet wat die waarheid is nie. So dis wat Paulus eintlik hierso sê. Vers 7 sê hy, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Hoor ons dit nie vandag baie mense wat die evangelie wil verdraai nie? Vers 8. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Vers 9. So hierso sê Paulus in vers 8 eintlik, enige iets anders wat nie in lyn is met hierdie evangelie van Christus Jesus nie, is van die duiwel. Klaar. Dis nie van die Here nie, dis 'n leuen, dis 'n liegstorie pleinplat. Enige iets anders wat nie hierdie is nie die waarheid. Goed. Vers 9.
Soos ons van tevore gesê het, sê ek ook nou weer. As iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. En hy herhaal dit vir 'n tweede keer. Vers 10, en hierdie is die kernteks waar ek eintlik vanoggend wil by stil staan. Soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? En dis 'n vraag, retoriese vraag. As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Vers 12. Want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur die openbaring van Jesus Christus. Julle almal onthou hoe Paulus tot bekering gekom het op die pad en hy het Christene vervolg, so hy was 'n baie aaklige ou gewees. Hy het die kerk van Christus vervolg, Paulus. En ewe skielik het hy hierdie ontmoeting met Jesus Christus in sy hele lewe verander en daar ontvang hy die evangelie en Paulus se lewe verander, handomkeer en Saulus verander, hierdie ou verander so tot sy naam verander. Saulus raak Paulus in sy hele lewe lyk anders. So hoe is dit relevant? Staan vir 'n oomblik stil. In vers 22 hier sê Paulus, en ek was persoonlik onbekend by die Christelike gemeentes van Judea. Hulle het net gehoor, hy wat ons vroeër vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeër besig was om uit te roei. En hulle het God verheerlik in my, net tot sover. So ons gaan heelwat kere terugkeer na hierdie teksgedeelte toe. So hier is my baie interessante teksgedeelte. Hier is nou dis my asof hy so tweedelig is. So heel eerste praat hy van die evangelie en dat daar net een evangelie is en enige ander iets wat nie in lyn is met hierdie evangelie nie en enigiemand anders wat nie hierdie evangelie verkondig nie, dit moet julle nie vat nie. En dan slaan hy oor na hierdie, en dan is dit asof hy so uit die bloute uit net oorslaan na ander onderwerpe waar hy sê, sal ek mense behaag of sal ek God behaag? Want ek kan nie al twee behaag nie as jy dit nou so klein en plat stel. So dit klink half asof hy homself in die rede val. Hy klink amper soos ek op my beste dag. Jy is besig met die een ding en dan verval jy in die volgende ding. So, ek het vir 'n oomblik te dink, okay, maar hoe is dit nou dat hierdie ou, hy's besig met die een ding en dan, so hoe het hierdie twee verwantskap met mekaar? Hoe hou hierdie twee verband met mekaar? Hoe is dit dat hy een oomblik praat van die evangelie en die volgende oomblik praat hy van mensbehaag en God behaag? Dit klink of het, en dan ewe skielik gaan hy oor na sy ou lewe toe en dit klink half deur mekaar, maar kom ons, there's a method to the madness. As ons in Engels het so, there's a method to the madness. Daar's 'n rede hier agter. Onthou nou, kom ons gee gou so 'n bietjie agtergrond. So Paulus was hierdie, onthou ons het nou gesê, hy was hierdie verskriklike ou gewees. Hy het die kerke vervolg en hy het gruwelike dinge gedoen. Hy het Christene het hy vervolg, hy het prontuit en hard en duidelik en baie reguit verkondig oor hoe hy teen hierdie Christendom is en wat. En op 'n dag op pad ontmoet die Here hom kragtig. Het hy die ontmoeting met die Here en hy is nie meer dieselfde mens nie. Hy het hierdie kragtige ontmoeting en Paulus verander handomkeer. Sy hele lewe lyk anders, hy doen anders, hy praat anders, hy dink anders. Paulus is nie eers meer, wat hy was Saulus, nou is hy Paulus. Hy het die evangelie ontvang. En hier besef Paulus, en hier is waar hierdie twee so in mekaar inweef. Hier besef Paulus, daar is een evangelie. Dit wat hy verkondig het, was die verkeerde storie, voordat hy die Here ontmoet het. Die manier hoe hy sy lewe geleef het, die dinge wat hy gedoen het, die manier hoe hy geglo het, dit wat hy geglo het, en die manier hoe hy dinge hanteer het, voordat hy die Here gevind het, was die verkeerde manier. Dit wat hy geglo het, voordat hy die ontmoeting met die Here gehad het, is in teenstelling met die woord van God. Onmiddellik het hy hierdie openbaring, dat daar net een evangelie is, en dit is wat hy ontvang het die dag op daai pad, toe die Here hom ontmoet het. En hier leer ons een goue reël, nommer 1, as jy die Here ontmoet, dan lyk jy anders. Alles verander. As jy die Here ontmoet, lyk alles anders. Jy kan nie sê ek het die Here gevind en jou lewe lyk dieselfde nie, doen ons. Jy kan nie sê ek het die Here ontmoet, ek het die kragtige ervaring met die Here gehad, maar ek doen wat ek gedoen het en ek praat soos ek gepraat het en ek dink soos ek gedink het en ek doen wat ek gedoen het nie. Want dit werk nie so nie. En dit Paulus is vir ons 'n getuienis daarvan.
Paulus het nie aangegaan, opgestaan en die kerk verder vervolg nie, nee. Paulus het opgestaan en hy het gegaan, hy het gesê, ja ouens, sorry, ek was verkeerd. Hierdie wat ek verkondig het, was die verkeerde evangelie, trouwens, dit was glad nie evangelie nie. Die definisie van die term evangelie, as jy gaan kyk na die oorspronklike tale, is goeie nuus. Die term evangelie vertaal in die oorspronklike tale as goeie nuus. Goeie nuus van Christus wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar ewige lewe mag hê. Dit is die goeie nuus. Nie dat ons onsself kan red nie, maar slegs deur Christus is ons gered. Dit is die evangelie, dit is die goeie nuus. Paulus se lewe verander handomkeer en nou moet hierdie ou met 'n rooi gesig gaan staan. En almal hoor, want almal het geweet van Paulus. Voordat hy tot bekering gekom het, het almal geweet hy is hierdie ou vir jou vind, as jy moeilikheid. As jy 'n Christen is en hierdie ou vind jou, want kom ons wees eerlik met mekaar, in daardie tyd waarin hierdie teksgedeelte geskryf is, was martelaars. Daar was martelaars, maar hulle is gemartel vir hulle geloof, hulle is gemartel vir Christendom. Dis die tyd van die martelaar gewees. Dis die tyd van die vervolging van die kerk gewees. Daai jare is hulle vervolg gewees vir die evangelie. Almal het geweet van Paulus, soos jy 'n Christen was en jou pa 'n kruis met Paulus, het jy moeilikheid. Of al Saulus, nie Paulus nie, Saulus. Dis een ou, maar dit is nie een ou nie, want toe hy die Here ontmoet het, het sy hele wese vernuwe. Dis nie meer dieselfde mens nie. As jy 'n Christen was en jou pa het gekruis met Saulus, het jy moeilikheid. So sy naam het oral gelê en toe ewe skielik, want ek meen, kom ons wees eerlik met mekaar, mense praat, right? Mense praat. Het julle al agtergekom? Mense praat. So, lank voor die radio en die TV het stories geloop. Nuus het geloop en versprei, nog lank voor ons Netwerk 24 of SABC nuus of wat ek al gehad het. Mense praat. Word of mouth, mense praat. Mense het nog altyd, as jy dink, mense is kinderdese, as jy dink, mense praat net in Kimberley, mense het nog altyd gepraat. Nog altyd gepraat. En hulle daai het hulle so hard gepraat, dat van streek tot streek tot streek tot streek gegaan het. So hulle het gepraat. So nou, ewe skielik, almal weet van Saulus, en op 'n dag verander Saulus en Paulus, en dieselfde Saulus wat die Christene gaan vervolg het, dieselfde Saulus wat die evangelie sleg gemaak het en afgemaak het as 'n leuen, hierdie selfde Saulus, is nou nie eers meer Saulus nie, hy is nou Paulus, verbeel jou hierdie prentjie. Paulus, nie meer Saulus nie, loop hier op 'n pad, en hier kom hy 'n Christen teen, hierdie arme Christen dink, nou is dit so, nou sterf ek vandag vir evangelie, en Paulus sê, moenie worry nie, ek is nie meer Saulus nie, ek is nou Paulus. So sy lewe verander, dinge lyk anders, dit klink belaglik. Dieselfde Saulus wat gaan vervolg het, gaan nou en hy verkondig die evangelie. Dieselfde Saulus word Paulus, en Paulus is een van die grootste apostels van alle tye. Paulus het geestelike seuns onder hom wat hy oplei om kerke te gaan stig in verskeie streke. Paulus se lewe verander dag en nag, hy is nie meer Saulus nie. Nou hier is die ding. Mense praat. En so ver soos Judea, wat hulle hom nie eers geken het nie, het gehoor van die Saulus-Paulus bedryf 'n hele verandering. Hierdie ou wat ons vervolg het, hierdie ou wat soveel bloed op sy hande het, hierdie ou wat soveel kerke vervolg het, hierdie ou wat die evangelie vervolg het, hierdie ou wat soveel bloed op sy hande het, hierdie ou loop nou en verkondig die evangelie wat hy vervolg het. Aan die tipe mense, presies die tipe mense wat hy sou vervolg het, wat die Christen is. Mense praat. Mense praat. Verbeel jou, hoe het mense nie gepraat nie? Hierdie ou het ons vervolg. En nou kan vertel hy 'n ander storie. Hierdie ou het dalk familielede van mense vervolg voor wie hy nou die evangelie verkondig. Die realiteit is daar, die moontlikheid is daar. Die moontlikheid is daar, mense praat. Mense was nog altyd so ongenadig soos hulle vandag is. Paulus het een van 2 keuses gehad. Hy kon sy kop in skaamte laat sak het en iewers in 'n hoekie gaan wegkruip het en gesê het, hier mense praat, wat gaan hulle van my dink? Hy kon gaan wegkruip het en gaan dink het, ek kan nie my gesig wys nie, hoe spin ek nou 'n ander storie as die een wat ek nou, wat ek letterlik dalk presies 'n week of 2 of 3 terug gespin. Hy kon dit gedoen het. Hy kon gesê, Here, ek kan dit nie doen nie. Wat moet mense van my dink?
Paulus het geweet, mense praat, ons almal weet hulle doen. Hy kon gekies het om toe te laat dat dit hom sink, of, en hoor hierdie ene uit, hoor my uit, of hy kon sy kop omhoog gehou het en gesê het, ek is 'n nuwe skepsel. Ek is 'n nuwe skepping deur Christus Jesus. Ek is nie meer Saulus nie. Wie Saulus? Ek ken hom nie. Jy verwar my met iemand wat nie meer bestaan nie. Jy verwar my met iemand wat dood is. Want die ou mens het afgesterf en die nuwe mens het opgestaan. Jy verwar my met iemand wat nie meer bestaan nie. Ek is nie meer Saulus nie, ek is Paulus. Gelukkig vir die kerk staan Paulus op en hy doen die tweede. Paulus hou sy kop omhoog en hy sê, wie wat, laat hulle praat. Laat hulle praat, let them. Laat hulle. Ek kan mense tevrede stel en myself gaan wegsteek vir dit wat ek gedoen het. Ek kan in dieselfde kringe sit waarin ek gesit het, voor ek die Here ontmoet het, of, ek kan my kop omhoog hou, en weet ek is nie dieselfde mens nie, of ek kan my kop omhoog hou, en die evangelie vat na die in wie se kringe ek gesit het, voor ek die Here gevind het, en die voorbeeld daar wees, en as hulle dit nie wil vat nie, dan daai kringe nie weer in dieselfde kringe sit nie. Paulus het een van twee keuses gehad. Hy kon aggeslaan het op mense, of hy kon gehoor het na wat die Here sê, en dit is waar hierdie teksgedeelte inkom, vers 10. Soek ek dan nou die guns van mense of van God, of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sal ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. As ek mense behaag, kan ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Sal ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Hier's 'n ding wat ons vandag moet besef. Ons kan mense tevrede stel, of ons kan God tevrede stel. Ons kan luister wat mense sê, of ons kan luister wat God sê. En net een van daardie twee keuses gaan vir jou op 'n van die dag goed uitdraai. En dit is nie mense nie, dis God. Want jy sien, die ding is, mense praat, hulle het nog altyd. En iemand het eendag 'n ding gesê, die persoon het gesê, jy kan op jou lewenspad loop en stop om 'n klipnog te gooi na elke hond wat blaf. En op 'n van die dag nooit jou eindbestemming bereik nie, omdat jou aandag so getrek word na hierdie blaffende brakkies op die straat. Of jy kan verbystap en dit ignoreer. Jy kan verbystap en dit ignoreer. En dis ons lewens elke dag lyk. Elkeen van ons wat hier so sit, volgens glo ek en hoop ek en vertrou ek, het 'n ontmoeting gehad met die Here, en dit is hoekom jy vandag hier so sit. Ek glo en ek hoop en vertrou met alles in my, dat elkeen wat volgens hier so sit, dat jy iewers op jou lewenspad die Here ontmoet het, dat jy jou lewe vir die Here gegee het, dat jy jou lewe omgekeer het. Elkeen van ons wat hier so sit, dit beteken fisies dat, as dit jou storie is, as jy volgens kan sê, ek het 'n handomkeer ervaring met die Here gehad, as jy dit vanoggend kan sê, dan is die mens wat vanoggend hier so sit, en die BC mens, before Christ mens, nie dieselfde mens nie. Maar onthou net een ding, daar is mense wat die voor Christus mens onthou. Onthou hoe jy in dieselfde kringe gesit het, onthou hoe jy dinge dieselfde gedoen het, onthou hoe jy gepraat het, hoe jy dinge gedoen het, hoe jy gedink het. En hoe jy saam gekuier het, en hoe jy dinge saam gedoen het, wat jy dalk regtig nie moes saam doen nie, en saam gepraat het oor dinge waaroor jy regtig nie moes saam praat nie. Daar is mense wat daai mens onthou. En nou kom hierdie nuwe mens voor en hulle dink, hoorie maar, en hulle wil jou herinner aan die ou mens. Ons het een van twee keuses, waar ons volgende in die jaar 2025 sit. Jy kan, en geloof my, nog 'n mens wees wat jy gaan kritiseer, steeds. Maar jy's nou hierdie groot Christen, maar onthou jy 1, 2 en 3. Jy's nou hierdie groot Christen, jy sit die kerkbank warm, maar onthou jy 1, 2 en 3. Mense is so. Mense kan soms so wees, kan hulle nie. Onthou jy hoe lekker hard jy saam gedrink het?
Onthou jy dit? Onthou jy hoe lekker hard jy saam gevloek en geskel en geskree en te kere gegaan het en vuis geslaan en ek weet nie wat so onheilige dinge nog gedoen het nie. Onthou jy dit? Jy moet nie vir jou kom staan heilig hou nie, onthou jy? Het julle dit al gehoor? Moenie nou vir jou kom staan heilig hou nie, onthou jy nie? Nee, nie rarig nie, maar okay. Ek wil nie rarig nie, maar okay. Ons kan ons kop en skaamte laat sak. Ons kan gaan wegkruip in 'n hoekie en ons Christendom wegsteek en doen wat ons gedoen het om mense tevrede te stel, om hulle monde stil te maak. Ons kan stop op ons lewenspad en ons kan klippe gooi na elke hond wat blaf en nooit werklik ons volle potensiaal in Christus bereik nie en dalk ewen, hoor vir my, dalk moontlik dalk nog die hemel mis in die proses omdat ons rug van die Here, ons gesig van die Here afdraai. Ons kan, of ons kan doen wat Paulus gedoen het. Hy sê, weet wat? Ek besef dit. Ek is bewus van wie wat ek was voor ek die Here ontmoet het, maar verstaan een ding vandag baie mooi. Die mens wat voor jou staan is nie dieselfde mens nie, daai mens is dood. Daai mens bestaan nie meer nie. Daai mens bestaan nie meer nie. Hierdie mens is 'n nuwe mens, opgestaan saam met Christus, gesterf in Christus en opgestaan saam met Christus. Hierdie mens is nie dieselfde mens nie. Hierdie mens is nie dieselfde mens nie. En ek dink baie, hulle gaan dit nie verstaan nie, maar sorry dat jy verstaan het. Hierdie mens is nie dieselfde mens, hierdie mens doen nie wat die ou mens gedoen het nie. Hierdie mens praat nie soos die ou mens, hierdie mens dink nie soos die ou mens nie, doen nie soos die ou mens nie. Hierdie mens is anders. En my gebed in my hart vir jou, is dat jy ook die Here sal vind. Dat jy kan verstaan, dat daar 'n rif is, tussen die ou mens en die nuwe mens. Met dit gesê, onthou ons het net nou gesê, jy kan nie ervaring met die Here hê en jou lewe lyk dieselfde nie. Jy kan nie. Ons kan nie sê ons het die Here ontmoet en dan omdraai en dieselfde dinge gaan doen nie. Paulus het nie. Nou ek en jy behoort ook nie. Jy kan nie noodwendig in dieselfde kringe sit nie, en as jy in dieselfde kringe gaan sit, moet jou primêre doel wees om die invloed in daai kring te wees. Positiewe invloed in daardie kring te wees. So jy het een van twee keuses, of sit nie in dieselfde kring nie, of gaan sit in dieselfde kring en wees die invloed. Daar is nie 'n 3 nie. Ons kan nie doen wat hy gedoen het nie, ons kan nie sê ons het die Here ontvang, en ons leef volgens die vlees nie, ons kan nie sê ek het die Here ontvang, maar en ek het die Here ontmoet, en ek het die kragtige ervaring met die Here gehad, maar ek doen wat ek doen nie. As mense nie na jou kyk en sê, hoorie, maar jy lyk baie anders nie. Jy het so baie verander. Het jy al gehoor, mense sê, jy het maar baie verander hoor. Jy het maar baie verander. Het mense dit al vir jou gesê? Wie dit al ervaar? Ek hoop julle almal het dit al ervaar. Het mense al vir jou gesê, hoorie, maar jy het maar baie verander. Right? Jy moet dit al gehoor het. As jy die Here ontmoet het, moet jy dit hoor. Jy het maar baie verander. Ek dank die Here daarvoor. Dit wys die Heilige Gees aktief in my lewe werk. Ons is bang vir verandering. Maar verandering is deel van ontmoeting met die Here. Daar moet verandering wees. Ons kan nie met een voet in die wêreld en 'n ander voet in die koninkryk van God staan nie. Dit werk nie so nie. Dit werk nie so nie. Ons kan nie, selfs die woord sê, die vlees en die gees is teen mekaar. Die vlees wil nie vir die gees nie, die gees wil nie vir die vlees nie. Die twee gaan nooit baie kruis nie. Dis een van twee. Dis een van twee dinge. Of die vlees of die gees. As ons in die gees wandel, gaan ons hierdie tipe aanvalle kry. As ons in die gees wandel, gaan mense praat. Mense gaan nog altyd praat. En weet jy wat vind ek van elk op 'n dag tot dag basis en ek weet nie, dalk is ek nie vreeslik skerp dat dit my nie pla in my persoonlike lewe nie, maar en ek meen ek is dalk hierdie skerpste potloodjie nie, maar dis nie 'n ding wat my pla nie, maar ek hoor mense sê dit en dis 'n ding, mense praat. Wel, hulle het nog altyd. Dis half die doel van jou mond, is dit nie?
Mense praat. Ons weet dit. Okay, so wat praat hulle? Nee, hulle praat van my. Okay, so. Nee, hulle sê so en so en so. Okay. So what? So what? Staan jy in die oggend op om mense tevrede te stel? Wie van julle staan in die oggend op om mense tevrede te stel? Hallo? Enigiemand? Hoekom lewe jy jou lewe asof jy in die oggend opstaan om mense tevrede te stel? Staan jy in die oggend op om mense tevrede te stel, of staan jy in die oggend op om God tevrede te stel? Want as jy in die oggend opstaan om mense tevrede te stel, is ek jammer, maar jou lewe is verskriklik donker. Dit werk nie so nie. Hier's 'n goue reël waarby ek my lewe leef, en dit mag jou dalk verbaas, maar ek staan ook nie in die oggend op om mense tevrede te stel nie. Né? Ek doen ook nie. Regtig ek doen nie. Ek staan nie in die oggend op om mense tevrede te stel nie, ek staan in die oggend op om God tevrede te stel. Ek staan nie hier om mense tevrede te stel nie, ek staan hier om God te behaag. Ek preek nie om mense tevrede te stel nie, ek preek om God te behaag. En dit moet jou lewe elke dag wees. Daar's 'n goue reël in die lewe. Wil jy weet wat is die goue reël? Buiten doen en 'n ander, moenie 'n ander doen wat jy nie jouself doen nie. Dis die eerste goue reël. Tweede goue reël in die lewe. Moenie kritiek vat van iemand by wie jy nie raad sal vat nie. Moenie kritiek vat by iemand by wie jy nie raad sal vat nie. Moenie kritiek vat, ek gaan dit herhaal vir 'n derde keer want ek wil hê dit moet insink. Hoekom vat jy kritiek by iemand van wie jy nie raad sal vat nie? Eina. Nou? Wie kan sê eina? Nou, nee, ons doen, jy hoef nie, ek weet dit. Ons slaan te veel ag op mense se woorde. Ons luister te veel na mense se gebabbel en geklets, terwyl dit geen waarde dra nie. En daarmee sê ek nie, vat goeie raad nie. Dis nie wat ek sê. Ek glo, elke persoon moet 'n mentor in sy of haar lewe hê. 'n Mentor wat die Here volg, die Here ken, en wat is, waar jy wens om eendag te wees. Waar jy bid om eendag te wees. Iemand wat vir jou 'n Paulus kan wees, terwyl jy in jou Timoteus en Titus fase van jou lewe is. As dit nie vir Paulus was nie, wat vir Timoteus en Titus geleer het nie, sou hulle nie bereik het wat hulle bereik het nie. Die Here is ook pro-mentors. Hy het vir Paulus aangestel as 'n mentor, nie net vir die kerke nie, maar menigte geestelike seuns en dogters onder hom. Ek glo in 'n geestelike mentor, en 'n mentor oor die algemeen. Wat ek vanoggend vir jou wil sê is, weer eens hierdie, moenie raad of mentorskap vat of moenie kritiek van iemand vat, by wie jy nie 'n mentorskap of raad sal vat nie. Want hy gaan vir jou van die wal af van die sloot help. Moenie kritiek of raad vat by iemand wat die Here nie ken nie. Jy gaan nie raad vat by iemand, jy gaan nie geestelike raad vat by iemand wat die Here nie ken nie. Hoekom gaan jy kritiek by daai persoon vat? Hoekom gaan jy kritiek by daai persoon vat? Staan jy in die oggend op om God te behaag? Of staan jy in die oggend op om mense te behaag? En dis 'n harde vraag, is dit nie? Jou werk is om nie mense tevrede te stel nie, is nie om mense tevrede te stel nie. Moet hulle nou nie opsetlik gaan omkrap nie, maar jou werk is nie om mense tevrede te stel nie. Jou verantwoordelikheid, jou roeping, jou menswees is gemaak om God tevrede te stel. Wat mense dink en wat mense sê is irrelevant. Hulle gaan altyd dink, veronderstel om. Hulle gaan altyd dink, hulle gaan altyd praat. Dit gaan nie verander nie. Mense se monde gaan nooit stil raak nie. Dit gaan nie verander nie. Dit gaan altyd so wees. Mense gaan altyd iets te sê. Maak nie saak wat nie. Maak nie saak wat nie. Maak nie saak hoe jy jou hare dra, wat jy aantrek, hoe jy grimeer, maak nie saak wat jy doen nie.
Mense gaan altyd iets te sê. Op die eind van die dag, hoe dit jou affekteer en hoe dit jou lewe raak, hang van jou af. Die impak wat dit op jou lewe het, hang totaal en al van jou af. Hang totaal en al van jou af. Jy hoef nie in al wat 'n kring is te sit nie. Jy hoef nie hand om die blaas met almal te wees nie. Ons moet almal in goddelike liefde lief hê. En dis die harde waarheid. Ons moet almal in goddelike liefde lief hê. Ons moet daai goddelike liefde vir almal hê. Maar jy hoef nie hand om die blaas met almal te wees nie, en jy hoef nie in al wat 'n kring is te sit nie. En jy hoef nie kritiek te vat by iemand by wie jy nie raad sal vat nie. Vat jou raad by iemand wat is waar jy wil wees. Paulus is vir ons 'n goeie voorbeeld van mense wat praat. Baie het gesê, ja nee, maar moenie vir my kom vertel nie, jy sal my nie sê nie. Jy het mense vervolg, jy sal my niks sê nie. Jy sal my nie sê nie. Jy het Christene vervolg, jy sal my nie sê nie. Daar is hoeveel mense wat het gesê, want mense was nog altyd maar mense was nog altyd 'n interessante spesie. Of ons dit nou wil weet of nie. Hy het nie gestop en 'n klip gegooi na elke hond wat blaf nie. Hy het nie gestop en elke hond verjaag wat vir hom geblaf het nie. Hy het 'n fokus gehad. Hy het 'n doel gehad. Hy het 'n roeping gehad. En hy was seker, so seker as wat seker kan kom, van die nuwe mens wat hy is in Christus Jesus. En hy het sy lewe en sy getuienis uitgeleef met daai geloof van die nuwe mens wat hy is. Paulus het geweet, Saulus bestaan nie meer nie. Saulus is dood. Hulle kon vir Saulus gekritiseer het soveel as wat hulle wou, want hy het nie meer bestaan nie, dit het geen verwantskap meer met Paulus gehad nie. Paulus het niks meer met Saulus te doen gehad nie, Saulus was daar nie meer nie. Hulle kon gesê het wat hulle wil van Saulus, want vir Paulus het hy nie meer bestaan nie. My vraag aan jou is vanoggend, behaag jy mens of behaag jy God? Is jy 'n people's pleaser of is jy 'n God pleaser? Wanneer mense voor jou kom en hulle kritiseer die BC mens, die before Christ mens, voel jy geaffronteerd, voel jy seer gemaak, kry jy, kom, wat is jou reaksie? Of het jy 'n bold reaksie? Hierdie kragtige reaksie wat Paulus gehad het om te sê, daai mens is dood, hy bestaan nie meer nie. Of weet jy wat, jy kan vir my sê wat jy wil. Jy kan staan en blaf op my lewenspad soveel as wat jy wil. God bepaal my pad. God bepaal my lewe, ek word nie in die oggend wakker om jou tevrede te stel nie. Jammer. Nie jammer nie. Ek word nie in die oggend wakker om jou tevrede te stel nie. Sorry, not sorry. Jammer, nie jammer nie. Kies vandag wie jy wil behaag. Mens of God, want as jy gaan fokus op mens, dan wyk jou hart van die Here af. Vervloek is die mens wat vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Vervloek is die mens wat vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Jy kan nie die Here behaag, as jy so gefokus is op mense nie. Jy kan nie die Here tevrede stel, as jy te veel gefokus is op menslike opinies, menslike maniere van dinge doen, mense se woorde, mense se die, mense se daai, mense se reaksie, mense se kritiek, mense se neusoptrekkerigheid, wat ek al hier daarmee wil maak. Dis 'n ander ding. Nog 'n goue stukkie raad. Jy sal nooit kritiek kry van iemand wat meer is as jy nie. 'n Miljonair sal of 'n groot sakeman sal nooit die ou kritiseer wat 'n besigheidjie wil begin nie. Luister mooi, 'n groot sakeman sal nooit die klein entrepreneur
afkraak nie. Jy sal nooit kritiek ontvang van iemand wat meer en hoër is as jy nie, en meer bereik het as jy, of iemand wat verder in Christus is as jy nie. En as jy daai tipe kritiek van iemand ervaar wat beweer dat hulle wel is sy kritiek in sy negativiteit, in sy woorde, en as dit afkrakend en afbrekend is dit 'n baie goeie bewys dat daai persoon verseker nie verder is as jy nie, en nog 'n hele pad het om te stap. Want ons is nie hier om mekaar af te kraak, te vertrap, af te breek, te kritiseer nie. Ons is hier om 'n hand uit te steek en mekaar te help om die pad saam verder vorentoe te stap. Ons is nie hier om mekaar se verlede teen mekaar te hou nie. Ons is hier om te sê, wie wat? Ek dank die Here dat jy 'n nuwe skepping is. En enigiemand wat vir jou anders sê, is 'n persoon wat nog moet groei. Ek sluit af met die volgende. Kies dan nou wie jy wil behaag. Behaag jy God of behaag jy mens? Word jy in die oggend wakker om God tevrede te stel, of word jy wakker om mens tevrede te stel? En as jy konstant sit en top oor mense se reaksie rondom jou en jou lewe en jou Christendom en wie jy was en wie jy is, as jy sit en bekommerd is oor die feit dat mense dalk jou lewe kan sink en jou lewe kan omkrap en jou toekoms kan omkrap, wil ek vanoggend vir jou sê, dit is 'n baie goeie teken dat jy te gefokus is op die vlees en nie op die gees nie. Want die deure wat moet oop, sal die Here self oopmaak, en die deure wat moet toe, sal die Here toehou. Geen mens kan 'n deur oopmaak nie, geen mens kan 'n deur toemaak nie. Geen mens kan jou toekoms sink of jou toekoms bepaal nie, en geen mens het die reg om jou te kritiseer vir wie jy was en vir wie jy nou is nie, want daai kruis was ook vir daai een. Kom ons sit net so en sluit ons die oë. Dankie Here dat ons kan stil raak vanoggend voor U. Here, dankie dat ons vanoggend kan weet, Here, dat Here, ons het nie nodig om mense te behaag nie. Ons het nie nodig om mense tevrede te stel nie. Ons het nie vanoggend nodig om te fokus op elke persoon wat iets te sê het nie. Here, ons wil vanoggend voor U sit en ons wil vanoggend vra, Here, help ons en lei ons en leer ons, Here, om U te behaag en nie die mens te behaag nie. Here, dat ons sal leer om in die gees te leef en nie in die vlees nie. Here, want Here, dit wat die gees wil, dit wil die vlees nie, en dit wat die vlees wil, dit wil die gees nie. En Here, wanneer mense die ou mens kritiseer, dat ons die moed sal hê om op te staan en te sê, ek is nie die ou mens nie. Maar Here, laat dit wees dat mense die verskil sal agterkom, want as mense nie die verskil agterkom nie, Here, dan het ons 'n probleem wat vanoggend hierso sit. As mense nie daardie verskil in ons kan sien nie, as mense nie kan sien dat ons 'n ander skepping is nie, dat ons anders is nie, Here, dan is al fout. Here, wys vir ons dat ons kan regmaak. Here, ons staan nie in die oggend, ons wil in die oggend opstaan om U tevrede te stel en U te behaag. Here, maak ons sterk in daardie opsig. Heilige Gees, vul ons en lei ons en leer ons, dat ons lewe so sal leef. Here, vanoggend wil ons bid vir die tiendes en die offerandes wat uitgaan. Here, ek wil vanoggend bid en vra, seën vanoggend elke hand wat in daardie skatkis gesteek word ooreenkomstig U woord en U wil. Here, wees ook vanoggend met die mense wat nie het om te gee nie. Here, wees U vir hulle groot voorsiener, dat hulle ook sal terugkom en sal sê, waarlik, die Here is my voorsiener. Here, ons bid vir die wat werk met die finansies, gee hulle die insig, wysheid en kennis, om daardie fondse aan te wend tot uitbreiding van die koninkryk. Here, verdaag ons nou in die liefde en die genade. Here, en ons bid dit volgend in U naam alleen, en ons dankie daarvoor. Amen. So ons gaan die laaste liedjie sing, en terwyl ons daai laaste liedjie sing, gaan ons kans gee vir die tiendes en die offerandes. En hierdie week begin alles weer. Dinsdag aand 6:00 CAD, Woensdag aand 6:00 biduur. Vrydag aand musiekoefening. Volgende week kinderkerk vir die jong span, kinderkerk volgende week. So ons gaan net met hulle gesels oor dit. Wat is daar waarin dat ek iets gemis? Ek dink ook nie so nie, ek hoop nie so nie. As ek iets gemis het, laat weet my nou. Ek is besig met julle kalenders. Ek het nie vergeet van julle kalenders nie. Julle weet ek is altyd 'n week of 2 of 3 laat in die nuwe jaar.
maar julle gaan hom kry, moenie worry nie, julle sal julle kalenders kry. Ek is besig met dit. Dit was net so 'n bietjie tref en trap en alles met ouma en oupa wat gekuier het, so dis 'n bietjie moeilik om dit by alles en alles uit te kom. Maar dit is in die proses en julle sal julle kalenders kry, ek beloof. So enigiets, ek dink nie daar's enigiets anders nie. Julle moet 'n fantastiese dag hê. Geniet die res van die Sondag, lekker eet by die huis. Hê 'n lekker week wat voorlê. Alles wat goed is vir hierdie week en onthou, jy staan nie in die oggend op om mense tevrede te stel nie. Jy staan nie in die oggend op om 'n people's pleaser te wees nie. Jy staan nie in die oggend op om 'n God pleaser te wees. So wat mense sê, laat hulle blaf en te kere gaan, dis irrelevant. Kom ons staan en sing ons, ek groet jou daar agter by die deur. My sins were higher than